kom na U toe in die naam van Jesus en ons wil vir U dankie sê, U is die Here. In die Gees kan ons opkyk in U gesig en ons sien U heerlikheid. Dankie Here dat U troon oor alle magte en alle heerskappye. Dankie dat as ons vandag praat oor die vyand, dat U vir ons gesê, ons geleer het in U woord, dat ons vyand se beskutting het van hom gewyk. Daarom Here Jesus, die krag van U bloed en beskerming oor ons. Ons bind elke mag van die bose wat hier teenwoordig kan wees in die naam van Jesus. En Here Jesus, deur die werk van U Heilige Gees, verheerlik U self in ons midde. Help ons om te hoor, help ons om te verstaan, aan U al die eer in Jesus se naam. Amen. Goed, ons wil graag by hierdie sessie praat, iets meer oor satanisme. Ja, en nie in die eerste plek sensasioneel nie, maar daar is 'n paar goed wat ek dink wat ons moet sê rondom die onderwerp van satanisme, want ek dink daar is 'n hele paar miskonsepsies en misverstande rondom satanisme, wat dit is en wat hulle doen. En die onkunde maak dat die kerk partykeer baie min doen ten opsigte van die gevaar rondom satanisme. Ek wil graag verwys na 'n paar skriffies wat in die Bybel gaan spesifiek, wat my betref, baie sterk praat oor ons onderwerp. As ons kyk na Openbaring hoofstuk 2 in vers 9, dis die briewe wat die Here Jesus skrywe aan die gemeente, daarin kry ons 'n paar verwysings in minstens 3 van die briewe, wat ek beskou as direkte verwysings na die werk van satanisme. In vers 9, ek ken jou werke. Die Here Jesus sê, ek ken jou werke. Dit is iets wat ons sal moet verstaan. En dit is dat die Here ken ons werke. En hy ken die werke van die onregverdiges en die wat in ongeregtigheid wandel. Ek ken jou werke. En dan praat hy met 'n geliefde gemeente en hy sê vir hulle, en die verdrukking en die armoede. Ek wil vir julle sê, hy verwys in hierdie skrif na die vyand, en wanneer hy praat oor die vyand, en wanneer die vyand sy werke kan doen wat hy lus het, kan jy weet, verdrukking en armoede sal daarby wees. Maar dan sê die Here, jy ly verdrukking en armoede. Maar, jy is ryk. Mense, dinge is nie altyd soos dit lyk dat dit is nie. As ons net hier kan begin, dat wanneer ons deur die vyand verdruk word, en lyding het as gevolg van die vyand, as ons net hierdie stem kan hoor, maar jy is ryk, want in Christus Jesus het ons alles, né? Dan sê hy, en die lastering, hier gaan dit oor die lastering, hulle laster, die vyand laster, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. Ek dink dis die uitstaande kenmerk van satanisme, is dat hy hom voordoen, as hy hom voordoen as goed, dat hy hom voordoen as die antwoord, in baie opsigte. Hy doen hom voor as goed, en ons weet die antichrist gaan hom ook voordoen as die een wat vrede bring, is dit nie so nie? Dat hy hom voordoen, dat hulle voordoen as Jode, dan verwys hy na die volk van God, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan, maar 'n sinagoge, met ander woorde, die Here sê, ek ken jou werke, jou verdrukking en jou armoede, dis daar waar die sinagoge van die Satan is verdrukking en armoede, maar hey, julle is ryk, ten spyte van die Satanse werk, al is daar selfs die wat maak en sê dat hulle is van die lig, en hulle is die antwoord, maar hulle lieg, hulle is dit nie, hulle is 'n sinagoge van die Satan. Ek dink, ek wil net daarna verwys. Dan kan ons weer kyk na vers 13 in die brief van Pergamus. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon. Ja, dis hom interessant. Die Here ken jou werke en die plek waar jy woon. Daar waar jou huis staan. Daar waar jou woonstel is. Die Here ken die area en die omgewing. Tussen hakies, 'n plek is baie belangrik as jy hierdie skrif lees. Die plek waar jy bly is baie belangrik. En die plek waar jy woon,
waar die troon van Satan is. Nou mense, hier word gepraat van 'n plek op aarde. Dis 'n plek waar ek en jy bly. En God verwys na die troon van Satan wat in die midde is. Daar, waar jy woon. Waar 'n plek waar die troon van Satan is. Hy praat met sy kerk, hy praat met sy gemeente. En hy sê, daar waar jy woon, daar is 'n troon van Satan. Hy bedoel nie hulle is sleg nie, maar in hulle buurt, in hulle omgewing, in hulle blyplek, het die Satan 'n troon opgerig vir hom. Hy sê, en jy hou vas. Jy sien wat gebeur. Die oomblik wat die Satan op die prentjie kom, dan is dit nodig vir die gelowige om vas te hou, dan kan daar ook wees verdrukking en armoede, want dit is die werk van die vyand. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, en hy is 'n mensemoordenaar. En jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my naam nie verloon nie. Mense, daar kan tye kom van verdrukking onder die mag van die vyand. Daar kan tye wees wanneer jy onder aanvalle is. Wie van julle het al onder aanvalle geraak? En dan praat die Here van vashou. Dan praat hy van dat jy die geloof in my nie verloon het in daai tyd nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is, waar die troon, waar die Satan woon. Daar kan selfs van die kinders van die Here doodgemaak word. Hulle kan 'n vroegtydige dood sterf, buite hulle tyd as gevolg van die werk van die Satan. So dit is skrifte wat vir my verwys na die werk van die Satan, in Openbaring 9 vers 20, in Openbaring 9 vers 20, want ek gaan nie so baie skrifte aanhaal nie, ek het 'n groot onderwerp wat ek moet dek, en daar's baie om te sê, en ek gaan nie die hele onderwerp van satanisme behandel nie, ek wil net sekere, ek wil amper sê, satanisme, wat is dit, waaroor gaan dit, net iets daaroor sê, vers 20, en die oorige mense, dis nou na die oordele, na die oordele van die Here, en die oorige mense, wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer, dis soos dit in die laaste, daai tye gaan wees, hulle het hulle nie bekeer, van die werke van hulle hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer, en die koper en klip en hout, wat nie kan sien nie, of hoor of loop nie, en hulle het hulle nie bekeer, van hulle moorde, towerrye, hoererye, en hulle diefstalle. Nou luister hoe lyk dit, luister hoe lyk dit, daar waar mense hulle nie bekeer, van die werk van die duiwel nie. Daar kry jy towerrye, witchcraft, hoerery, diefstalle, moorde. Hoe klink dit? Klink dit nie na ons samelewing nie? Ons lewe in tye wat lyk soos die Openbaring se eindtye, waar die oordele van God, en dan sê hy, die mense het hulle nie bekeer van die dinge nie. Maar is dit nie ook 'n teken van die tyd waarin ons lewe, wat ons hiermee te doen het nie? En ek dink ons het uit die skrif uit, mense hou nie van hierdie onderwerp nie, om baie redes, vermy hulle die onderwerp, miskien raak ek aan party van hulle. Dan wil ek sê, maar wat is ons opdrag ten opsigte van die satanis? Jy weet, ek het mense tegekom wat gesê het, die satanis, los hom, laat hy hel toe gaan, hy verdien het, né? Paulus, die Here praat met Paulus in Handelinge 26 vers 16. Ek gaan eers vir julle 'n paar skrifte gee en dan gesels ons. Ek wil nou praat oor die opdrag in die woord. En ek wil hê ons moet kyk die woorde wat gebruik word, want dit is die taal wat gaan rondom satanisme. Paulus praat weer oor sy roeping. In vers 16 sê hy, vers 15, toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar, rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en 'n getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en uit die heidene, na wie ek jou stuur. Heidene is mense wat God nie dien nie en God nie ken nie, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer. As jy moet satanisme werk, sal die woord duisternis en donker baie voorkom. Van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan. Mense wat in die mag van Satan is,
En die Here wil hê dat hulle moet bekeer van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Mense wat in die duisternis is, wat God nie ken nie, en mense wat in die mag van Satan is. God het vir ons, die kerk, het hy vir ons 'n verantwoordelikheid teenoor hulle gegee, wat ons sal moet nakom. Ok, ek wil begin deur te sê, daar is 'n verskil tussen mense wat met okkult de mekaar is, en mense wat met satanisme de mekaar is. Okkult is allerlei okkult praktyke en demoniese praktyke en New Age praktyke, en ek gaan dit kort stel, ek gaan baie van die goed wat ek sê net aanraak, ek gaan dit net noem, want ek wil vir hê ons met 'n prentjie kry en 'n paar dinge wat ek regtig wil sê, sal ek mooi probeer verduidelik. So, alle mense wat okkulte beoefen en duiwelskuns beoefen, is nie noodwendig 'n satanis nie. Almal wat towery toepas en waarsêry en spiritisme, as jy vir hom sê hy's 'n satanis, dan gaan hy sê hy is nie. En hy is ook nie. Maar alle sataniste beoefen okkult. Almal wat in satanisme is, beoefen okkult. En ek gaan dit so verduidelik. Hoe weet ons, of wat sou jy sê, wanneer is iemand 'n satanis? Jy kry mense wat glasie speel, en dan kom daar 'n gees. En hy dien nie doelbewus die Satan nie. Maar dan kry jy iemand, en ek vergelyk dit met wedergeboorte, maar na die verkeerde kant toe. Dan kry jy mense wat besluit het om die Satan te dien, of Lucifer te dien. En dan gaan hy deur 'n geestelike verandering. Hulle noem dit in die satanisme 'n inisiasie. Jy het gehoor? Inwyding of 'n inisiasie in satanisme. Een of ander vorm van satanisme. Nou wil ek vir julle sê, ek het in hierdie week en die vorige week ook my ingegaan, wat 2 mense in 2 weke na mekaar, wat reeds deur rituele aan Satan gewy is, terwyl hulle nog in die moeder was. Is hulle reeds deur seremonies en rituele aan die Satan gewy. Wat 'n verskrikking is dit nie, om te dink nie. So, daar vind 'n verandering plaas in jou hart. Maar, ek wil net nou ietsie hieroor sê, dit moet jou eie keuse wees. Mense, net soos wat hulle vir God kies, want die Bybel sê, kies nou vandag. En bekering is 'n keuse. Nou kry jy mense wat 'n keuse gemaak het. Hierdie babietjie in die baarmoeder het nie die vermoë om 'n keuse te maak nie. Ek gaan net nou iets daaroor sê. Dis iemand anders. Maar ons het te doen in satanisme, regte satanisme, iemand wat sy hart, sy gees, in plaas van dat dit oopgegaan het vir God en vir die werk van die Here Jesus deur die Heilige Gees, het sy hart oopgegaan vir Satan en sy demone om hulle werk in sy lewe te kom doen. Dit is wat sataniste of nader aan satanisme, die satanis weet wat hy doen en hy weet wat hy wil hê en hy weet dat hy God nie dien nie. Nou wil ek vir julle sê dat die sataniste weet baie goed wie hulle vyand is. Hulle weet baie goed. Alright, in satanisme kry jy die ou wat alleen voor die Satan staan. Hy behoort nie aan 'n groep nie, hy het besluit hy gaan die duiwel dien, en hy gaan op sy eie deur allerlei soorte seremonies en rituele, en hy maak oop vir die Satan. Hulle is nie altyd minder gevaarlik nie, ek het al met van hulle gewerk, en dit is 'n groot hartseer. Dan kry jy sataniste wat in groepies by mekaar kom, sê maar 'n coven, 'n klein coven, of groter groepe soos kerke. En baie van hierdie kleine groepe is normaalweg ingeskakel by 'n groter groep kerke. Laat jy dit werk amper soos 'n klompie selle wat 'n kerk vorm, of dit werk soos in trappe. Jy kry die onderste level vlak waar mense maar net kennis maak, en dan initieer hy elke keer na 'n hoër level. Dis elke keer 'n nuwe geestelike vlak wat hulle bereik, eintlik nie boontoe nie, maar eintlik ondertoe.
Boontoe werk meer soos New Age. Ondertoe lê vlakke werk soos in satanisme waar die Satan se donkerheid is. Goed. Dan is deel van die ontwikkeling van satanisme is dat ons kry sataniese, ek noem dit satanistiese organisasies, want ek wil vir julle sê, daar's baie in die duisternis wat dieselfde doel nastreef en dieselfde werke doen. So jy kry allerlei soorte angels van satanisme en satanistiese bedrywighede. En organisasies, verskillende soorte organisasies, van hierdie ouetjies wat op die strate loop met snaakse gedrag, wat net speel en dabble, ek noem hulle dabblers. Hulle is mense wat net, hulle is ernstig in hulle oë, maar eintlik het hulle ander motiewe miskien, waarom hulle dit doen. So dan kry jy sataniese organisasies, en daar word deur die sataniese, en hier is een van die belangrike punte wat ek wil hê ons moet vandag kennis van neem, almal, in alle kerke. Die sataniese organisasies van hierdie wêreld is besig om in die wêreld, in elke land, in elke samelewing, in elke dorp, 'n soort sataniese kultuur te skep. Wat bedoel ek daarmee? Kyk na die tipe flieks wat ons kyk. Kyk na die tipe van ontspanninge. Kyk na die waardes van 'n gemeenskap wat verander word. Kyk na wat in die skole begin leer word. Watter boeke jy moet lees. Harry Potter moet jy lees, wat oor witchcraft gaan. Maar die Bybel word al meer uitgestoot. Oral, ons weet dit mos. Nou ek wil net sê, wie is daarvoor verantwoordelik? Sataniese organisasies. En die sataniese angels wat oral in ons samelewing 'n soort van 'n vashou plek het, is daarvoor verantwoordelik. En mense, en agter hierdie sataniese organisasies is 'n georganiseerde en 'n organiseerdheid wat vir ons voorberei op 'n New World Order. Ek dink daar's 'n New World Order wat die wêreld nie bedoel dat dit verkeerd of sleg moet wees nie, dit gaan maar net oor die moderne tyd. Maar daar's 'n ander New World Order wat soek na die hele Christelike beskawing sal ophou bestaan. Ons weet dat die ryk van die anti-kris, né? Die vierde, die laaste soort van satanistiese betrokkenheid waaroor ek wil praat, is wat ek net nou na verwys het. Daar is mense vasgevang in satanisme wat nooit self 'n eie keuse gehad het nie. Hulle het nooit self 'n eie keuse gehad nie. Hulle is van babatyd, kleintyd, voorgeboorte, is hulle ritueel deur sataniste bygekom en betrek in rituele. En is dinge aan hulle gedoen wat ons noem, wie van julle het al die woord gehoor van satanic ritual abuse? En daar bestaan so iets soos dit. Daar is ander mense wat in satanistiese sirkels ingetrek is deur afpersing, ontvoering en deur allerlei ander aaklige bedrywighede. OK, ek wou net dit stel. Daarom sê ek, satanisme, ek gebruik dit soos 'n oorkoepelende woord, het baie gesigte. Satanisme, dit is waar die Satan se leerstellinge verkondig word. Dis waar die Satan se werke gepropageer word. Dis waar die Satan se houding, gesindheid en waardes na vore kom. En daarom, in baie gesigte van satanisme, sien jy hierdie ouetjies wat rebels is. Almal sê vir my, hulle was 'n rebel hier in hulle tienerjare, en hulle het al die verkeerde goed begin doen. Hulle het begin rook, hulle het begin drink, hulle het begin dwelms gebruik, hulle het begin met sataniese bedrywighede, en dis die dabblers. Van hierdie ouetjies wat net Peter en mense wat na wysheid soek en in boeke krap en wat jy ook al wil wat die okkult betref, kry jy satanisme wat so lyk en in 'n groeiende mate totdat jy kry hoogs gesofistikeerde sataniese organisasies wat baie belangrik is en baie beslis hulle eie agenda het vir 'n samelewing. Daar is baie onkundiges in ons samelewing, selfs Christene, wat met satanistiese dinge saamwerk. Hulle kom nie in protes nie, hulle gaan maar met die stroom saam, hulle dink maar alles is oukei, weet julle waarvan ek praat?
Hulle geniet saam met die wêreld al die strooi wat die sataniste vir ons gee in hierdie wêreld om te geniet. En ons word net soos die wêreld. Ek het gehoor, nou ek gaan nie sê dis die waarheid nie, maar ek het net die gehoor by iemand, by een van my vriende dink ek, gehoor dat in Duitsland met homeschooling, né? Dat hulle nou die kinders seksvoorligting gee van graad 1 en van klein af, en dat die kinders hulle klere alles uittrek in die skool. Ek weet nie hoe waar dit sien, so wat ek hoor. Dis waar jy net beweeg. En dat hulle dan geleer word om mekaar te ondersoek en te kyk en te sien, en daardeur kry hulle nou seksvoorligting. Ek dink net, ek wil nie meer in hierdie wêreld bly wat so lyk nie. Dis verskriklik. En hulle is in daai selfe land, werk hulle werk teen die homeschooling verskriklik. Ek hoor dat kinders met polisiebegeleiding skool toe gevat word. Met ander woorde, die ouer wat die Here liefhet, kan sy eie kind ook nie meer leer nie, né? In die satanisme met sy baie gesigte, is die ding waarvoor ek en jy moet uitkyk, is hoe die waardesisteem verander word in jou huis, in jou samelewing, in jou skool, alles, die waardesisteme, die waarde van die Bybel, die waarde van die huwelik, die gesinslewe, die mooi dinge in die lewe, hoe dit verander word, watter flieks is vir die mense interessant. Jy moet na 'n videowinkel gaan en kyk watter flieks is die populairste en watter is die minste populair. Gaan soek 'n bietjie na 'n baie mooi gesinsprent in 'n videowinkel. 'n Baie mooi gesinsprent. Amper wil ek sê van 'n ou prente wat as jy hom gekyk het, dan is dit sommer so lekker. Want jy voel sommer hoe die liefde van die gesin mekaar aan mekaar bind. Jy kry nie meer sulke goed nie. Jy moet bietjie kyk, al hierdie absurde satanic goed is aan die orde van die dag. Die anti-christelike optrede en handelinge. Mense, daarom moet ek wil ek net sê, daar's 'n gees agter hierdie verkeerdheid en ongeregtigheid in ons wêreld. En mense, weet julle, daar's mense wat 'n keuse gemaak het om daai God te dien. En daarom, hy is die God van hierdie wêreld, baie geld is vir hierdie goddeloosheid beskikbaar. Het julle daar gedink en gekyk? Hoe baie geld is vir party van hierdie goddelose dinge beskikbaar. Alright. In satanisme gaan dit oor, ek wil die Engelse woord gebruik, control, oor beheer. Dit gaan oor beheer vir die sataniste, die regte sataniste, gaan dit oor beheer oor mense, oor control, oor beheer oor instansies, beheer oor organisasies, beheer in die dorp, beheer oor musiek, beheer oor die fliks, beheer, ons wil die beheer hê, en ons kan kyk of dit die werk van die Heilige Gees is, wat deurkom in al hierdie verskillende vlakke van ons samelewing, wat ons het. En daar is mense, wat dit doelbewus propageer. So sataniste is nie net besig heeldag met ritueeltjies eenkant in hulle plan niemand nie. Hulle is besig om leerstellinge te leer in 'n samelewing waarin ons is. En môre oor môre sê hulle, maar die Christene sê so, die dominee het so gesê, het julle gehoor? Daai professor sê dit, hierdie wetenskaplike sê dit. Hulle saai die saad, hulle begin die ding doen, en daar is so baie onkundiges wat maar met die godloosheid en die anti-God begin saampraat. En baie standpunte van Christene het weggewyk van die Bybel en van die waardes van die woord van God af. En mense, daar's mense wat hierdie goed verkondig. Sover as wat ons dit toelaat, deur ons onkunde. Deur onkunde oor satanisme en wat regtig aangaan in die wêreld, is ons eintlik baie keer besig om saam te werk met die verkeerde gees in hierdie wêreld. Dis interessant, ons het net nou hier gehad, waar was dit, toe wou ek amper opstaan en sê, ja, ek gaan nou oor preek. God beheer nie vir ons nie. God doesn't control us, soos 'n marionet nie. Nooit. Wat doen God, het ons vanoggend gehoor, in hy skrifgie? Hy lei vir ons deur sy Heilige Gees. God roep ons. God sê, luister,
ek wil met jou praat. God sê, kom na my toe. Maar God forceer hom nie op jou af nie. Maar die satanic goed word op ons afgeforceer sonder dat mense dit vra. Want dis hoe Satan se karakter en sy eienskap is. En weet julle wat? Vir my bly dit wonderwerk op wonderwerk en ek sien dit so gereeld. Ek het die voorreg om dit gereeld te sien. Dat mense wat in satanisme was, as jy by hom kan kom in die liefde van die Here, in sy teenwoordigheid, en jy kan vir hom die uitnodiging sê, en ek sê baie keer vir hulle, ek is Jesus se opdrag na jou toe, om vir jou te vertel, hy roep jou. Dis mos die waarheid. Dis mos wat in Handelinge staan. Die Here het my met 'n boodskap na jou toe gestuur. Dis mos die waarheid. En weet julle dat mense daarop reageer? Mense wat in satanisme is, en dat hulle bereid is om alles neer te lê, en te begin om God te volg? So ons kan 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ons kan 'n verskil maak. Daarom het ons in hierdie wêreld, ek en jy wat 'n kind van die Here is, moet verstaan, die Bybel leer, ons is in 'n geveg tussen lig en duisternis. En aan die duisterniskant, ja, ons weet van Satan en demone en van al die dinge, maar daar's mense. En daar's mense wat hulle self uitverkoop het aan die Satan, wat daar is. Ons het te min kennis oor die aard van die geveg. Ons het meer kennis nodig oor hoe werk hierdie geveg. As ek moet mense oor hierdie praat, ja, wel is nie my roeping nie. En mense is te bang om in werklike satanisme. Daarom sê mense, daar bestaan nie so iets nie. Daarom ontken hulle liewerste die, julle gaan oorboord. Maar mense, ek sal nou kom by wat ek ook wil sê hier, ons gelowiges aanvaar te veel dinge as net maar deel van ons lot hier op aarde. Ons is in 'n stryd geworstel. Die Bybel sê, ons worstelstryd op aarde is nie teen vlees en bloed nie. Owerstede, die magte, die bose geeste in die lig, maar daar's mense wat daai Satan dien. En daai mense kom in jou huis in, en hy vertel vir jou, ek glo nie, die Here Jesus se koms is naby nie. Dis sommer, of ek glo glad nie in die koms van die Here Jesus nie. Jy weet, ons gaan vir ewig lewe hierso. Of wat hulle ook al, en hulle kraak af. Ons is verby die tyd, wat ons so begaan moet wees oor die huwelik. Weet julle, wat 'n persentasie van ons jong mense woon net saam? Dis nie 'n klein persentasie nie. En weet julle wat? Die Christen het nie vir hulle baie mooi voorbeeld gestel oor die huwelik nie. Hoe lyk ons Christene se huwelike party daar? Is dit so mooi soos dit moet wees? Is dit nie verskriklik nie? Daar's baie dinge wat ons maar na moet kyk in die samelewing waarin ons staan. Ek wil hê ons moet sien, daar is 'n kerk van Satan, daar is mense wat Satan dien. Hulle verkondig ook 'n boodskap, en die samelewing koop hulle boodskap. En al is hulle onsigbaar, gaan hulle werke voor in ons midde. Wat is ons opdrag? As daar dan satanisme is in ons midde, en hy is in ons midde, verseker. Jy weet, ons het op 'n stadium met ek en Drien gepraat daaroor, daar is geen skool waarin daar nie satanisme is nie, dis al jare terug. Wat is ons opdrag ten opsigte van satanisme? Ek gaan vir julle dit in een sinnetjie gee, baie, baie eenvoudig. Om siele te wen vir Christus. Gaan en maak disippels van alle nasies. Ons veg nie 'n onsigbare organisasie nie. Ons red siele. En ek gaan haal hulle daar. Dis my werk. Ek voel dit is my opdrag van die Here, dat daar moet hulle gehaal word. Baie van die mense, vra vriende, hoeveel van die mense wat ek mee werk, kom nooit naby 'n kerk nie. En het heeltemal vervreemd geraak van die Christendom. Wat 'n voorreg is dit. En ek voel dat ek die opdrag van die Here uitvoer hier. Goed, ons veg nie sataniste nie. Ons veg nie teen sataniste nie. Klink dit snaaks?
Toe ek 'n kerk in Alberton gehad het, vra Vendrien het ons die sataniste uitgenooi na ons kerk toe. Ons veg nie teen sataniste nie. Hoe dink julle vat die gemeentelede dit as jy al die sataniste uitnooi kerk toe? Ons veg nie teen sataniste nie. Ons veg teen die bose magte, teen die Satan en sy magte. Ons veg nie teen mense nie. Ek gee nie om nie, ek het hoeveel keer, hierdie ore van my, is amper asof hulle soos twee soorte ingange en uitgange het. Want party van die woorde wat jou toegevoeg word, partykeer as jy met hulle gesels moet, maar by daai kanaal uitgaan weer, jy weet. Ek ken die tale. Hier sit 'n oue lag hier voor, ek wonder hoekom lag hy, miskien weet hy. Daar word goed gesê, en ek sê julle, ek ken al die satanic rympies, en ek ken al die bose goed wat mense vir mekaar sê, want jy kry dit, en hulle sê dit vir jou. Ok, ons opdrag is om mense los te kry uit die mag van die Satan, tot die koninkryk van die Here Jesus, en dat hulle vergifnis kan ontvang, en 'n erfdeel onder die heilige, saam met jou en my. Mense, ons moenie perspektief verloor nie, met satanisme, dit gaan oor die redding van siele, dis waaroor dit gaan. Vir my gaan dit daaroor, ek veg nie teen organisasies nie, ek is net bewus daarvan, dat hierdie mense wat ek red, is ook ingeskakel in organisasies. Ok, so, onkunde, die onkunde van die Christene en van die kerke, is verskriklik gevaarlik, rondom die hele onderwerp van satanisme. Satanisme is in ons tyd 'n werklikheid. Ek sê, kyk net hoe lyk ons samelewing. Kyk net hoe lyk die waardes van ons samelewing. Kyk net wat gebeur rondom ons. Kyk of mense 'n liefde vir die Here het en vir die dinge van die Here. Kyk of die mense regtig God soek. Maar ons is almal Christene. Mense wat sê dat hulle Christene is en Jode is. Mense sê hulle is Christene. So maklik. Maar hulle loop met die verkeerde gees saam, as ek dit so kan sê. Alright, dis meer algemeen as wat ons dink. En die rede, ons gaan nou kom by die redes. Ek wil net sê, julle moet dit aanvaar, dat georganiseerde satanisme is meer algemeen in ons midde as wat ons dink. Ek gaan vir julle uitspel hoekom. Dis baie gevaarlik, soos wat dit op die oomblik bestaan. Daar is volwasse mense, professionele mense, mense met van die hoogste kundigheid wat in die wêreld beskikbaar is. Hulle is onsigbaar, omdat jy nie weet wat hulle doen nie. Omdat geheimhouding altyd nommer 1 is. Altyd te altyd. En hulle het die vermoë om deur witchcraft en towerye juis onsigbaar te kan bly. Nie net noodwendig fisies nie, maar hulle kan hulle werke kanselleer. Ek weet van een hofsaak, waarby 'n satanist betrokke was, en ten spyte van oorweldigende getuienis teen die satanist, het die satanist die saak gewen. En agterna het hy vir die polisie gewys, kyk 'n bietjie, elke dokument wat voor die regter was, het 'n watermerk op as jy hom so ophou. Hulle het hulle vloek gesit op elke stukkie papier in daardie hofsaak. Sê maar net. En ons is so goed. Ag, dit kan niks doen nie, sal die meeste mense sê, selfs party Christene. Wat sal dit nou doen? En ons moet bietjie leer, wat sê die Bybel? Die Bybel sal nie waarsku teen towery, witchcraft, waarsêry, spiritisme, as die goed nie bestaan nie. Alright, so ons het te doen met mense wat agter die skerms werk. Ons het te doen met mense wat besig is om 'n nuwe wêreldorde te skep. Kan ons iets daaraan doen? Ek wil vir julle liewer 'n vraag vra. Hoekom dink julle is satanisme geheim? Kan ons iets daaraan doen, aan hierdie wêreld wat so gaan? Julle het al baie mense gesê, wat kan ek doen aan hierdie wêreld soos hy nou lyk? Hoekom is satanisme geheim? Hulle vrees die gebede van die kinders van die Here. Maar as die kinders van die Here nie weet nie, dan weet hulle nie waarvoor om te bid nie. Is dit nie logies nie? Ons het te doen met so 'n tipe satanisme.
Daarom mense, God wil nie hê dat ons onkundig moet wees nie. Paulus het daai tyd al gesê dat ons is met sy planne nie onbekend nie. Dis die Satan se planne. Ons moet lees wat die woord sê oor die eindtye en die anti-kris en wat gebeur aan die eindtye. Ons moet lees wat die opdrag is. Wat is satanisme? Ag, hier is nie 'n regte definisie nie. Ek gaan maar net 'n paar goed sê. In satanisme word Satan of Lucifer daadwerklik aanbid en hy word vereer as die Here. Mense wy hulle lewe aan hom toe. Hulle neem deel aan sataniese rituele, vervloekings, seksuele orgies. Hulle gehoorsaam al Satan se bevele en hulle is vasgevang in 'n sataniese gebondenheid. Hulle dien die god van hierdie wêreld. Openlik, dis hulle keuse, dis wat hulle verkies om te doen. Nou kan ons praat oor satanisme, maar waar kry jy enige bewyse? Ons kry nie sommer bewyse nie van wie die geheimhouding, van wie die aard van satanisme. Mense, ons moet verstaan dat die sataniste het krag. Hulle het geweldige krag. Want as baie Christene in die vlees kom na hulle toe. Ek wonder of julle weet wat sê die Bybel van die vlees. Hy wat die vlees bedink die dood. Ja. So, baie Christene is in die vlees. Hulle sal nie die bonatuurlike, wat nie van die Here is, verstaan nie. Hulle kan nie. Want hulle ken nog nie eers die bonatuurlike van God nie. En as hulle nie ingewy is in die bonatuurlike van die Satan nie, sal hulle dit ook nie verstaan nie. Ek wil hê julle moet kyk na die onkunde van mense. So baie kinders van die Here leef in die vlees. So waar die Satan in die sataniese in die gees is buite die bereik van baie mense. En ons moet dit besef. En dan sê hulle, maar ons kan niks doen nie. Om die waarheid sê, baie mense hardloop weg vir die bose geeste nog. Hulle is bang. Hulle is verskriklik bang. Hoeveel mense hanteer jy wat angs en vrees het vir die goed? Né? Dis soos dit werk. Daarom mense, het die Here Jesus geleer, dat sy verlossingsplan loop dwars deur tot die doping en die vervulling met die Heilige Gees. En ons kan nie bekostig om minder as dit te hê nie. Veral nie in die tyd waarin ons lewe nie. En daarom, dit is 'n geestelike geveg. En jy kan nie, wie van julle het al as Christen in die vlees probeer om sonde te oorwin? Dis onmoontlik. As ons nie eens ons sonde kan oorwin nie, hoe wil ons in die geveg staan van lig en duisternis? Nee. Maar hierdie werke van die duisternis wat uit die gees van duisternis kom, manifesteer fisies op aarde, in die woorde wat mense praat, in die dinge wat mense doen, en in die goed wat plaasvind op die aarde. Die geestelike was eerste, sê die woord, en dan die natuurlike, né? Met ander woorde, vanuit die geestelike. Mense, ons behoort kundiges te wees met die gees van die Here wat vir ons lei en vir ons wys, as ons hierdie geveg wil oorwin. Hoekom sien ons dit nie? Vanweë die bedrog van die vyand. Die Satan en die sataniste, huiwer nie vir 'n oomblik om die mense te bedrieg en te belieg nie. En baie, hier is vir my een van die grootste hartsere, wat maak dat ons die stryd verloor. Die baie kerke van die Here Jesus ontken die omvang van hierdie oorlog waarin ons is. Om die waarheid te sê, baie Christene praat teen bevryding en geestelike oorlogvoering. Hulle sê Jesus Christus het alles gedoen. Wel, dan is dit nie nodig vir jou om tot bekering te kom nie, want Jesus het alles gedoen. Nee, hoekom moet jy dan tot bekering kom? Dan hoef jy niks te doen nie, want Jesus het alles gedoen. Ek wil vir julle sê, die Here Jesus self het gesê, as jy my lief het, gehoorsaam my gebooie. Is dit nie so nie? Jy kan nie. Ons het gehoor, daar's meer gebooie in die Nuwe Testament as in die Ou Testament. 2 keer meer sê en 3. Alright, ek wil net hê, hoekom sien ons die satanisme nie? Hoekom is daar nie bewyse nie? Omdat ons onkundig is, omdat dit 'n geestelike geveg is, omdat ons nie verstaan hoe werk hierdie dinamiek nie.
Waarom wil mense aansluit? Nou moet ek seker 'n bietjie vinniger praat. Waarom wil mense aansluit? Ag, hier so 'n paar goedjies hierso. Baie van jou jong mense en mense wat seer gekry het, wil wraak uitoefen. Daar is sulke mense. Ek het gewerk met 'n jong seun wat in satanisme beland het, baie ernstige probleme opgetel het. Toe hy 13 is sy pa dood, sy pa het homself doodgeskiet. En hy was ontsteld, hy was in woede, hy was kwaad geweest en in daai tyd tel 'n mediese dokter hom op en sê vir hom, ek sal jou leer hoe om jou te wreek op die lewe. En hy het, want hulle soek wraak. Weet julle hoeveel kinders is in opstand teen hulle ouers en word in klein speel satanisme geleer om hulle ouers dood te maak? Luister na die musiek van jou jong mense, dan kry jy hierdie boodskap daar by hulle. En jy weet hoeveel van die sataniste het al met my gepraat daaroor, dat hulle hierdie begeerte of opdrag het om hulle ouers dood te maak. Want Satan is 'n mensemoordenaar. Hy's 'n dief, hy kom net om te steel en te slag en te verwoes. So wraak. Die kerk se onvermoë om mense in die gees te lei. Die kerk se onvermoë om hierdie geestelike oorlog te verstaan. Die kerk se onvermoë partykeer om deur te breek in die bonatuurlike wat van God is. Dan gaan soek ons jong mense hulle antwoorde op 'n ander plek. Een van die hoofredes hoekom mense wil aansluit? Power, mag. Hulle wil mag hê, daai control. Hulle wil beheer hê. Hulle wil hulle maats kan wys. En hulle hou daarvan om af te wys. En weet julle wat? As hy so 'n paar triks kan doen, al is dit net so van die eerste 2 triks wat amper enige ou kan doen, dan is die hele skool vir hom bang. Want hy kan sekere goeders doen. En daar begin die beheer en die vrees. Baie ouers sê vir my, as my kind satanisme beoefen, is dit gevaarlik om hom by my in die huis te hê. Is daar 'n antwoord op? As my kind in satanisme is dit gevaarlik om hom by my in die huis te hê? As ons in die gees is, hoef ons nooit bang te wees nie. Nooit vir niks en vir niemand nie. As ons iets verstaan van die oorlog, dan is dit die beste plek vir hom om te wees. Dan kom hy so naby aan die virus aan die Here se virus wat kan kom. As ons net kan wees. Vra vir my vrou, ons het al verskeie kere sataniste by ons in die huis opgeneem terwyl ons hulle bedien het, want daar was nie 'n ander plek nie. En die een satanist kom na my toe, Jaco's nog so klein seentjie. Hy sê, jy laat my toe om in jou huis te bly. Is jy nie bang nie? Ek sê, waarvoor? Hy sê, wel, hier is so 'n jong kind in die huis. Ek sê, maar die bloed van Jesus is oor hom. Mense, waar staan jy? 'n pastoor vra vir my. Hulle het nou uitgevind dat die een meisie wat in hulle kerk is nou 'n satanis. Maar sy kom kerk toe en hulle is nie seker of haar motiewe reg is of nie reg is nie. Moet ons haar vra om te loop? Ek sê nee. Ja, maar sê nou maar, sal sy vloeke oor ons uitspreek? Ek sê waarskynlik. Sal sy witchcraft teen ons beoefen? Ja. Maar kan jy dit nie handle nie? Hoor julle wat ek sê? Maar behoort ons nie in die tyd waarin ons dit lewe, te kan instap in die nes van die vyand, in die naam van die Here as ons die opdrag het, en haal hulle daar uit nie. So baie mense sê 'n vreeslike klomp goed oor satanisme uit vrees. Wat jy nie mag doen nie, wat jy nie moet doen nie, uit vrees. Ja, ek dink nie ons moet onverskillig wees nie. Maar as jy 'n opdrag het, het jy beheer oor die vyand in Christus Jesus. Want Jesus het gesê, ek gee vir julle mag oor al die krag van die vyand. En wie weet wat is die laaste paar woorde? And nothing shall by any means harm you. Dis wat ons het as ons in Christus Jesus is. Die mense dors na plesier. Die mense dors na plesier en seksuele losbandigheid en die wêreldse opwinding. Ongelukkig kom die Satan soos by Jesus en hy sê, al hierdie koninkryke gee ek aan jou
as jy neerval en my aanbid. En mense, laat ons nou maar eerlik wees. Die lekkernye wat die Satan voor ons tieners en jonger mense lê, is vir hulle baie aantreklik. En moenie vir hulle kwaadlik neem nie, onthou julle vir Eva. Wat het sy gesê van die vrug? Toe die Satan sê, julle sal nie doodgaan nie, staan daar so, toe sien Eva, maar die vrug lyk lekker om van te eet, dit lyk asof dit 'n eetbare ding is hierdie, né? Mense, die vrugte wat die Satan voorsit vir die mens, gaan wonder dat so baie daarvoor val nie. Is dit nie waar nie? Die seer kry is eers agterna. Sonde, voor jy dit doen, lyk so onskuldig. Julle het dit nie agtergekom nie, want julle is nie so groot sondaars nie. Voordat jy sonde doen, dan lyk jou sondetjie agter, sommer net 'n ou klein leentjie hierdie, né? Of almal doen dit, of wat die mense ook al sê, al die wonderlike verskonings wat jy het, voordat jy dit gedoen het. Wie van julle wat wedergebore is, het al agterna gesê, hoe kon ek? Hoe kon ek? En verwyd jouself. Alright, Kobus Jonker noem in sy boek ook dinge soos rebellie, verveeldheid, nuuskierigheid, belangstelling in die bonatuurlike, die permissiewe gees van ons dag, die generational gap wat daar is, verwerping en daar sal seker nog ander goed ook wees. Goed, hoe word rekrute gewerf? Deur maats? Verseker? En dan wil ek hier graag iets oor satanisme sê, wanneer dit kom by die georganiseerde satanisme. Hulle besluit wie sluit aan, nie jy nie. Die mense besluit nie wie se. Ek het gewerk met sataniste, hulle besluit wie en wat en hoe hulle mense gaan gebruik en misbruik. En ons het talle kere daarvan bewyse gehad, dat hulle spesifiek mense in die oog het, en dat hulle daai mense rekruteer. En een van die maklikste maniere vir satanisme, om mense te rekruteer, ek wonder of julle weet wat is die maklikste manier volgens hulle. Slaap met hom saam. As jy 'n satanis is, wat lekker ritueel voorberei is, en jy slaap saam met iemand wat nie 'n satanis is nie, is hy 'n absolute rypappel om te pluk vir satanisme. Want dan is daar 'n oordrag van demoniese werk en sataniese vloeke wat oorgedra word, en dis maklik. Hulle sê vir my dat op kampusse, ek het met 'n meisie gewerk wat op 'n universiteitskampus, dit was haar werk as 'n satanis, om met soveel seuns en mans as moontlik saam te slaap. En weet julle wat, hulle spog mos dat hulle het beskerming teen AIDS. Dis wat hulle sê. Wat dalk vir my kan wys dat dit te doen het met 'n geestelike saak, die AIDS. Nog iets waaroor ons kan dink. Alright. Hoe word rekrute gewerk? Deur wilde partytjies, diskous, nagklubs, plekke waar tieners graag by mekaar kom. Ek weet nie of julle weet hoe baie van ons tieners regtig nie dink daar's iets verkeerd om na sekere van hierdie klubs toe te gaan nie. Maar ek werk daarmee. Hulle is bereid om na Jesus toe te kom, en kry hulle sware om by die klubs weg te bly. Can you believe it? En julle weet wat van daar plaas. Mense met mediumistiese vermoë word maklik ingetrek, afpersing word gebruik, jong kinders word ontvoer, sataniese materiaal en sataniese ervarings. Mense wat van geslag tot geslag, daar bestaan ook, hoe word hulle gewerf? Dit word in die familie oorgedra. Ek weet nie of julle al te doen gekry het met spiritisme nie. Sê nou maar, jy het 'n ouma gehad wat met die helm gebore was, en sy het sekere voorbodes gekry, en sy het geweet as iemand doodgaan, dan sit nie lank nie, dan het die kind en die kleinkind ook hierdie vermoëns, en hulle het nooit iets gedoen nie. Hulle erf het sommer. So, ja, so is daar ook mense in satanisme, wat hulle kinders van voorgeboorte en geboortetyd af groot maak vir die Satan. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoe werk dit nie, ek weet nie hoe mense dit kan doen nie, maar dit gebeur. Ek wil net so 'n paar aspekte van satanisme noem, ek het nie vreeslik baie tyd nie, en daar's 'n paar goed wat ek graag wil gesê het. Alright, Satan word daadwerklik aanbid en gedien, en dis vir hulle 'n ernstige saak. Daar's mense, sataniste wat die hele Paasnaweek sal hulle vas en bid, want dis 'n belangrike Christendag. Dit staan vir 'n belangrike Christensaak. Nou, hoe dink julle,
hoe ywerig is die Christene in Paasfees? En die sataniste beskou dit as een van hulle belangrikste feestydde. Dis vir hulle saak van dodelike erns. Daar's verskillende vorme, ons het daaroor gepraat. Daar's 'n mate van betrokkenheid, hang af van die groep waarby jy betrokke is. Hulle ontvang definitief demoniese kragte en demoniese wonderwerke. Hulle het allerlei goed soos astrale projeksie, levitasie, heldersiendheid. Daar's 'n klomp soorte van bonatuurlike goed wat hulle kan doen, waaroor ek nie nou gaan praat nie. Hulle het selfs wonders, hulle het selfs genesings. Hulle kan ook genees. Satan is bonatuurlik, so tot 'n mate kan hy ook genees. Hy is te alle tye onder die gesag van die Here. En weet julle, ek dink nou maar net toe ek nou sê onder die gesag en onder die oog van die Here, is dat iemand wat pas uit satanisme oorgekom het, wat vir my sê, maar hoe weet ek gaan veilig wees? En toe ek bid en vra, Here, hoe gaan hierdie persoon veilig wees? Hy sê, ek sien net die oë van Jesus. Ek sê, vra, wat beteken dit? Hy sê, my oog is op jou. My oog is op jou. Is dit nie mooi nie? Dis mos 'n Bybelse antwoord, is dit nie? Sy oog sal op ons wees. Alright, hulle verkry groter mag deur rituele en offers. Ek gaan nie in op dit nie. Seksuele praktyke en perversiteite gee vir hulle groter mag en krag. Satan heers deur vrees, haat en geweld. Satan heers, dis hoe hy heers. Hulle is te bang om teen hom te draai. Die meeste sataniste weet, hulle kan hulle lewe verloor, hulle kan geoffer word, hulle kan gestraf word. Satan heers deur vrees, haat en geweld. God regeer hoe? Deur sy liefde. Deur sy liefde. God is love. There's no power in love. Dis die leuen van die Satan. Hulle beskou die liefde as 'n swakheid. Dink jy nie dit was die liefde van die Here wat vir jou na hom toe gebring het nie? Sy genade, sy liefde, sy goedheid. Daardie selfde liefde bring die sataniste na die Here toe, al vloek hulle jou in die begin. Ek het ouens gehad wat my gevloek het as ek praat oor die liefde. Afgryslike praktyke en bloedoffers. Hulle skend hulle eie liggaam, bloedoffers. Ja, ek het nog vir Hendrien vertel van een van die ouetjies wat ons ontmoet het. Ons het een keer 'n satanis ouetjie gehad. Hy was so baster satanis met daai tyd gewees. Ek hoor later het hy ernstig geraak. Hierdie ouetjie, hy was so desperaat gewees, hy het prostitusie beoefen in die strate om geld te kry. Maar een van die goed wat hy in Hillbrow gedoen het, hy vat 'n mes, dan sny hy sy arm so oop. Dan tap hy 'n hele bakkie vol bloed, dan verkoop hy dit vir R1000 aan die sataniste, want hulle soek bloed. Dan loop hy met hierdie arm na die naaste dokter of buitepasiënt, dan sê dokter, werk goed toe, jy hoef nie my dood te spyt nie, werk net toe. En as sê die dokter, maar dit sal seer wees, hy sê dokter, jy kan maar toe werk. En sy arm is vol sulke diep merke. En toe vertel iemand nou die dag vir my van 'n ouetjie wat hulle ontmoet het, en hy sê dieselfde naam. Ek sê ek wil jou net een vraag vra. Hy het die ouetjie in die tronk ontmoet. Het hierdie ou sulke snye? Ja, albei sy arms die vreeslikste snye wat hy so het. Dieselfde maatjie. Alright, goed. Ek het nou maar net so iets gesê. Geheimhouding. Geheimhouding is die eerste 10 reëls, is almal geheimhouding. En hulle kry swaar strawe as hulle sekere goed sou uitpraat of bekend maak. Oeps, ons tyd raak al hoe minder. Hulle het geweldige eetsweringe. Satanisme lei presies 'n perfekte dubbele lewe. Satanisme doen nie net bose, duiwelse, evil dinge nie. Hulle word geleer om goeie dinge in die samelewing ook te doen. Om te balanseer vir die slegte dinge wat hulle doen. En daarom sê baie mense, daai man, nooit man, hy's 'n baie goeie ou, hy doen dit en hy doen dat en dit. En moenie verbaas wees as hy op 'n kerkraad of in 'n kerke in Christelike posisies is wat redelik, hulle doen goed en hulle doen sleg. En dit bring verwarring. En weet julle hoe goed gelowiges Christene? Dat as iemand net goed doen, maar daar waar jy hom sien doen hy sleg, maar daar waar jy hom sien doen hy goed, daar waar jy hom nie sien nie, daar doen hy sleg. En mense kry maar swaar om te aanvaar, maar dis 'n satanis. Ekskuus tog.
Aanvalle op Christene. Gou hier oor iets sê. Vloeke, hulle infiltreer die Christene, as dit die moeite werd is, sal hulle die Christene infiltreer, hulle maak staat op die onkunde van die Christene, en hulle praat saam, van die binnekant af, teen, om nou nie te oorboord te gaan met satanisme en Satan en bevryding en nie. Die teologie van ons dag, the theology, omtrent Satan en sy werk, is vir my nog nie Bybels nie. Mislei, die Satan mislei. Aanvalle op die kerk is om die kerk te mislei. Ag man, daar is nie so iets soos 'n wegraping nie. Daar is nie so iets soos 'n wederkoms nie. Daar is nie so iets soos 'n oordeel nie. Ek het my hel op aarde. Ek het dit gehoor. Jy het jou hel op aarde. Daar is nie so iets soos 'n oordeel nie. Ontkenning by die Christene en die kerke. Maar ons met die beheer en die mag van sataniste nie onderskat nie. Hulle maak beslis gebruik van 'n sataniese kalender, volmaan, naweke, jou verjaarsdag, en dan hulle sekere heydays, daar wat vir hulle spesiaal is, soos Goeie Vrydag, Hemelvaart, Wilpersgesnag, die Halloween, daar is nog 'n klomp ander, maar dis sekere feeste in die jaar, wanneer hulle bloedoffers, seksuele offers het, en die goorste soort van feeste hou, wat jy aan kan dink. En daaruit trek hulle krag, en daar word hulle dieper geïnisieer in satanisme in. Sataniste is nie gelukkig nie, dis 'n stelling. Sataniste is nie gelukkig nie. Jesaja 48 vers 22, geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Goed, Satan laat sy volgelinge wreedaardig in die steek, want hy kan nie altyd daar wees om hulle te beskerm nie, en hy is ook nie sy aard nie. Satan is nie almagtig nie, nie alomteenwoordig nie, en ook nie alwetend nie. Dink net wat het ons. Sataniste is vasgevang in vrees, in die web van die kultus. Die satanist ken nie die liefde van die Here nie. Hy is afgesny van die liefde van die Here. Hy is afgesny van die vrede van God, die genade van die Here. Hy is afgesny van die blydskap van die Here. Nou kinders van die Here wat hierdie goed geleer ken het, hoe gaan jou lewe lyk sonder die blydskap van die Here, sonder genade? Hoe gaan jou lewe lyk as jy in 'n struktuur vasgevang waarin daar geen genade is nie, en dit is satanisme. Goed, hulle is beroof van alle vorme van selfrespek en selfwaarde vanweë die verskriklike vieslike goed wat hulle gedwing word om te doen. As hulle wil wegbreek, is daar allerlei probleme. Maar verlossing is moontlik. Mense, ek het dit in my lewe oor en oor gesien. Ek kan getuig daarvan dat God mense losmaak van al die mag van die duisternis. Dis ook in die Bybel, dis ook ons opdrag. Ja, 'n satanis kan uitkom. En tog ten spyte daarvan is dit so hartseer dat daar so baie sataniste is en so baie Christene is wat sataniste nie kan help nie. Hoekom nie? Dis 'n baie hartseer saak, né? Hulle moet breek met alles. Hulle moet breek met alle sataniese goed en sataniese kontakte. Hulle moet volkome oorgegee wees aan Jesus. Hulle sal bereid moet wees om bevryding en verlossing te ontvang van demoniese magte wat nog gehou vas in hulle lewe het. Partykeer is die pad na bevryding nogal lank, omdat daar allerlei dinge is wat hanteer moet word. En dan, hulle moet uitkom by God se roeping vir hulle lewe. Dit is vir my verskriklik belangrik. Mense, voordat jy uit jou moeder se skoot uit voortgekom het, het ek jou geroep. Ek glo daar's 'n roeping op elke mens se lewe, en die sataniste is baie keer baie verbly as hulle uitvind, maar God het ook vir hulle 'n roeping in hierdie wêreld. Weet julle dat ek al dikwels, en ek gaan hiermee afsluit, daar is nie meer tyd nie, daar's nog onderwerpe, maar ons kan 'n ander dag daaroor praat. Ek het al vir mense gesê, kom ons bid saam, dan vra jy vir die Here, Here, Jesus, wat is u opdrag vir my in hierdie wêreld? Ek wens julle kan die verskillende antwoorde hoor. Dit is die mees fantastiese, wonderlike antwoorde wat gewoonlik aansluit by wie hierdie persoon is, wat sy gawes en sy talente is. Dit is net te wonderbaar. En daarom mense, dis nie 'n onderwerp om oor hartseer te word nie. Deur hom het ons die oorwinning. In Christus Jesus is ons meer as oorwinnaars. Ons het 'n opdrag in die woord.
En hulle is nie verniet in die geheim nie. En as ek vandag vir julle moet sê, hoeveel van hulle geheime, het ek gesê, Here, U is die openbaarder van geheime. En as goed wat sataniste vir my gesê het, as jou God dit vir jou gesê het, dan is hy God, want niemand weet dit nie. Prys die Here. Prys die Here. Thank you, Jesus. Ons wil siele wen vir die Here. Uit die mag van die duisternis tot die koninkryk van sy lig. Maar weet julle, die mense te keuse. Die mense te keuse. En party kies teen die Here. Vader, in die naam van Jesus wil ons vandag bid. Vir elke een wat nie by die keuse uitkom om U te volg nie. En ons wil bid vir mense wat vasgevang is in die mag van die duisternis. En ons wil bid, Vader, vir 'n wonderwerk tussen U kinders en die kerk van die Here Jesus, om 'n groter hulp te wees vir hulle wat vasgevang is in die mag van Satan en demone. Here, ons het U nodig. Stort U Gees opnuut uit oor ons, dat ons in die krag van die Here die lig van die wêreld kan wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.